Here, U is ons Vader. U is ons Verlosser. U is ons Trooster. Bovenal, Here, U is ons lig. En in U is daar geen duisternis nie. Here, ons is vanoggend as die kinders hier byeen. En ons harte is gevul, Here, met verwondering vir wie U is. Ook in ons lewens. Ons is bewus van ons eie gebrokenheid. Ons leef vanuit U genade, Here, wat nie net elke dag genoeg is nie. Genade wat aanhou, wat nooit ophou nie, Here. Vandag, Here, vra ons dat U lig, die lig van U woord oor ons sal skyn, ook hier in hierdie erediensruimte. U sê waar 2 of 3 in my naam saam is, daar is ek in hulle midde, Here. Ons is in U teenwoordigheid. Mag U Gees deur U woord ook vanoggend in ons lewendmakend werksaam wees. Verlig in hierdie oggend, Here, ons gedagtes. Kom reinig ons harte. Ja, Here, mag ons opnuut die volheid van U waarheid ontdek. Here, ons wil vanoggend bely dat ons soms vanuit U lig beweeg en in die skadu's van die wêreld wandel. Ja, Here, ons is haastig. Ons is selfgerig. En soms, Here, het ons nie tyd. Is ons blind vir U teenwoordigheid in die gewone van elke dag. Maar ons dank U vanoggend, Here, U is getrou, U is regverdig. U sê as ons in opregtheid tot U nader, vergewe U ons sondes en U reinig ons van alle ongeregtigheid. Kom vou ons vanoggend met U liefde, ook waar ons nou hier saam is, in U naam. Kom reinig ons, Here. Kom vul ons met 'n dankbare Gees. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, die lig van die wêreld, die lig waarin ons wil wandel, ons Verlosser en Saligmaker. Amen. Ons tema vanoggend is spandeer tyd voor die spieël. En ja, om tyd te spandeer voor 'n spieël is baie keer maar 'n moeilike oefening vir my en jou. Maar dis ook 'n metafoor om te sê, dis 'n tyd van introspeksie. Tyd waar ek na myself kyk, na my wese, my woorde, my dade, wie ek is, hoe ek funksioneer, waarmee ek besig is, wat die doelwitte van my lewe is, wat ek sien as my eie eindbestemming. Wat gebeur as ek dan spreekwoordelik voor die spieël gaan staan? 'n Paar dinge gebeur. Die eerstens, die ver afkyk, die vinnige verbyvliet kyk. Dit staak. Dit word 'n dieper kyk. 'n Kyk waar ek noodgedwonge tot rus kom. 'n Kyk waar ek moet fokus en waar ek begin waarneem. En dan kom die onthulling. Ek sien myself. Ek herken wie en wat ek is. En ek begin om te sê, daar's fasette
waarin ek graag wil werk, wat ek wil verander. Skitterende film, The Story of Us, wat enige getroude paartjie gerus kan kyk. Bruce Willis, waar hy op 'n stadium voor haar kom staan en vir haar sê, ek is jammer, vergewe my. In hierdie tyd van refleksie, introspeksie, het ek vir die eerste keer myself deur jou oë begin sien. Ek het dit herken, en ek staan hier voor jou en ek sê ek is jammer. Daar's dinge wat ek anders moet doen, ek moet verander. Ons gaan vanoggend gesels oor 1 Johannes 1 vers 5 tot 10 en uiteraard die baie bekende vers 9. Maar dis niks anders as 'n spieël van die woord waarin ek myself gaan evalueer nie. En dan verander my manier van die hantering van 1 Johannes 1 vers 9. Kom ons wees eerlik, in ons gejaagde tyd word dit dikwels iets wat ek in 'n verbygaande oomblik in 'n gebed net aanraak. En Here, vergewe my vir wat ek vandag gedoen het, wat nie reg was nie. En ek aanvaar 1 Johannes 1 vers 9 se eis dat ek tot opregtheid na hom nader, ook oor dit in my lewe wat nie reg is nie. Dat dit daarmee afgehandel is. Wie weet, in sy genade is dit dalk. Maar die vers vra veel meer. En ons gaan vanoggend 'n bietjie dit ontgin en daarby vir 'n oomblik stil staan. Kom ons lees dit. Hoekom sit ons dit in die konteks van vers 5 tot 10? Want soos enige vers in die Here se woord, as jy hom uithaal buite sy konteks, dan kan ek en jy aan daardie vers enige betekenis toeken. Dit word 'n keuse van interpretasie van die leser. Die oomblik as ons die konteks waarin hierdie vers dan opgeteken staan, as ons daardie konteks vat, dan kry die vers sy ware betekenis. En dan is dit nie so maklik vir my om aan hierdie vers bepaalde interpretasie te gee, soos ek dit sien nie. Wat is belangrik as ons hierdie gedeelte lees? Die opskrif hier, God is lig. So ja, 1 Johannes 1 vers 9 is 'n vers wat sê, as jy buite die lig is, hoe kom jy terug? En as jy in die lig inbeweeg, wat gebeur? En hierdie hele dualisme tussen lig en duisternis word van vers 5 tot vers 10 as 'n geheel aangebied. En besonder in vers 10 met 'n baie ernstige waarskuwing. Dit is nou die boodskap wat ons by hom gehoor het en aan julle verkondig. God is lig. Daar is geen duisternis in hom nie. As ek en jy beweer dat ons aan hom deel het, as ek en jy bely dat hy ons verlosser en saligmaker is, wanneer ek en jy sê Jesus Christus is die koning van my lewe, en ons lewe in die duisternis, lieg ons en handel ons nie volgens die waarheid nie. So die oomblik as ek wat ek met die mond bely, anders in die praktyk realiseer in woorde en dade, dan sê hy in hierdie gedeelte, dis eenvoudig, wat gebeur dan? Ek en jy is besig om nie in die waarheid te wandel nie, ons bedrieg onsself en die Here. Maar as ons in die lig lewe soos hy in die lig is, het ons met mekaar deel aan dieselfde gemeenskap en reinig die bloed van Jesus, sy seun, ons van elke sonde. Jy kan nie 1 Johannes 1 vers 9 lees en verstaan en toepas in jou lewe as jy dit nie doen met die inagneming van hierdie baie besonderse vers nie. As ek en jy in die lig lewe, as ek en jy 'n lewe het wat daarna streef om te doen wat hy van my en jou vra, en waar ek en jy struikel en wankel en opregtheid gaan,
maar met daardie gesindheid, nie net om te sê en vergewe vandag, maar hoe gaan ek van my kant af hierdie faset uit my lewe uitfaseer? Wanneer ek in die lig wandel, het ons deel aan Christus, deel aan sy liggaam, deel aan sy sterwe, deel aan sy opstanding, deel aan sy opstandingskrag, wat my en jou in staat stel om 'n oorwinningslewe te leef, ook oor juis dit wat my en jou laat struikel. En sy bloed reinig ons van elke sonde. So ja, ek kan nie vashou en losstaande, sê 1 Johannes 1 vers 9, elke keer as ek na die Here toe gaan, dan onvoorwaardelik reinig hy my. En dan word dit 'n stuk goedkoop genade. Want is eenvoudig, al wat ek gaan doen is, ek gaan net om verskoning vra. Vers 7 sê, nee, dit vat 'n lewe van wandel in die lig. Al wat vers 9 sê is, en hoe rig ek my gedrag in, wanneer ek buite sy lig begin wandel en handel? Vers 8, as ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Die skryfstyl in daardie tyd was, as jy 'n ding 3 keer gesê het, dan het die leser geweet, hierdie is ernstig. Dan het die leser geweet, dit wat hier staan, moet ek nou regtig ter harte neem. So as jy 1 Johannes 1 vers 9 wil lees, van vers 5 tot en met vers 10 is daar 3 keer hierdie waar die Here sê, en jy moet geen twyfel hê, wat is die teendeel nie. As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Dan vers 9. As ek en jy ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons sondes en hy reinig ons van alle ongeregtigheid. En mag ons dit nooit mislees nie. Hier word van 2 fasette gepraat, wat aan mekaar gekoppel is en wesentlik een is in die handeling van die Here. Dit gaan oor vergifnis en dit gaan oor reiniging. Ons gaan dit bietjie later verder toelig. Vers 10, as ons beweer dat ons nie gesondig het nie, maak ons hom tot leienaar en is sy woord nie in ons nie. Weereens, die derde en finale waarskuwing. Weet wie en wat God is. Hanteer hom met respek en ontzag en wees eerlik oor jouself. Daarom as ek en jy ons sondes voor die Here wil bely, dis nie 'n geringe ding nie. Dis nie iets wat ek vinnig kan afraam en sê in 30 sekondes nie. Dis waaragtig om voor hom te kniel, myself te verootmoedig en om te sê, Here, hier is ek. Ek weet wat die aard en die omvang van my oortreding is. Ek is dankbaar dat U, bloed wat reeds vir my gevloei het, my ook hiervan kan reinig. Maar ek gaan die volgende moet doen, om terug te kom in die lig, daar waar ek wil wees, dit wat ek wil doen. Help my gou daar met die rekenaar. Julle het dalk 'n batterytjie, dit lyk my hierdie enetjie is pap. Is nie een van myne nie. Goed. Lyk my ons sal
daar 'n manier hoe julle my op die volgende skyfie kan kry? Goed, kom ons probeer aangaan. Ek wil graag vir julle 'n foto gewys het van 'n man wat staan by 'n vurk in die pad. En aan die een kant is 'n helder verligte pad en aan die ander kant is 'n pad, Enrico, dit lyk vir my daar's 'n ander probleem. Aan die ander kant is dit 'n pad wat gehul is in donkerte. En dit sê iets van my en jou en ons optrede en ons leefstyl elke dag. Ons kom voor baie sulke situasies wat jy in 'n breekdeel van 'n sekonde besluit moet maak. En wat jy weet, die een kant van hierdie pad is 'n pad wat in die lig van die Here is. Die ander kant is 'n pad wat 'n grys area is, 'n pad wat dalk buite die wil van die Here is. En in daai oomblik neem ons soms die verkeerde besluit. En dis juist daarvoor wat ek en jy die voorreg het om voor die Here te kan, dis hy daar, kan julle weer vir my ombring? Dis die wonderlike van tegnologie. Dit werk wanneer dit wil. Daar sy. So ja, om mens te wees, dink ek, word hier iets van gesê. Dis my situasie. Dat ek voor sulke besluite te staan kom, dat ek soms vir myself sê, wie wat, die regterkant is dalk in hierdie situasie die beste keuse om te maak. En as ek halfpad met daai pad af is, dan besef ek, dit was nie die regte keuse nie. Wat sê die Here in vers 5 en vers 6? Dit is nou die boodskap wat ons by hom gehoor het. God is lig, daar's nie duisternis in hom nie. As ek en jy bely, hy is my Vader, dan bely ons die een wat ek aanroep as Vader, is die een wat volkome rein is, die een wat regtig waar en heilig is. En as ek sy beelddraer is, dra ek dit in my. En het ek die vermoë om oorwinningslewe te kan leef? Kan ek dit volmaak doen? Verseker nie. Maar ek het die potensiaal. Dis nie iets wat ek wil doen, wat ek buite my vermoë ag nie. Die wêreld waarin ons leef, wil hierdie lig doof. En sy lig alleen kan ons rigting vind. So as ons sê, dit is die situasie van menswees, ja, kom ons sê, dis ook een van die strategieë, die aanslag van die vyand, om my en jou van die lig weg te kry, om my en jou juis die paai te laat bewandel, wat nie sy lig weerspieël nie. As ons beweer dat ons aan hom deel het en ons lewe in die duisternis, lieg ons en handel ons nie volgens die waarheid nie. Die eerste van 3 waarskuwings. As jy werk met God se genade, as jy werk met sy vergifnis, maar ook sy reiniging, wat 'n gevolg is van sy vergifnis, dan moet ons vir mekaar sê, daar's 'n erns, en dat ek en jy dit met erns moet beheen. My optrede en keuses is 'n aanduiding van waar ek myself bevind. In die lig of buite die lig. Ek kan nie 'n dubbele lewe leef nie. Dis of in die lig of in die duisternis. En weer eens moet ons vir mekaar sê, die wêreld sê vir ons, ons het 'n huis, ons het 'n gemeenskap, ons het 'n werk, ons het 'n geloofsgemeenskap. Dis verskillende leefterreine. En die reëls kan nie dieselfde wees nie. So ek kan in hierdie faset, as ek oor die N1 ry, en ek is in die stad, sê ek is in 'n ander konteks en ander reëls geld. Dit geld nie vir 'n kind van die Here as dit kom by wandel in die lig, of wandel buite die lig nie. Maak nie saak waar ek myself bevind nie. Ek leef een lewe, ek staan in een verhouding met die Here, en dit dek alle fasette van my lewe.
vers 7 en 8, maar as ons in die lig lewe soos hy in die lig is, het ons met mekaar deel aan dieselfde gemeenskap en die reiniging van die bloed van Jesus sy seun, van elkeen van ons sondes. Die oomblik as ek voor hom kniel, die oomblik as hy sê, maar ek is opreg, ek is getrou, ek vergewe jou sondes, ek reinig jou, dan weet ek, hy stel my in staat om weer dit wat ek verloor het, terug te neem. My stand, my status voor hom, my verhouding met hom, en aan te gaan. Dit word so mooi in Petrus se lewe. 3 maal verloon hy hom. 3 maal by die meer, as hulle saam ontbyt eet, spreek hy hom vry. Die vergifnisgedeelte. En dan die reiniging, die herstel. Jy sal die rots wees, waarop ek my kerk bou. En hy herstel hom in wie hy was voor dit. As ons beweer dat ons nie sondes het nie, bedrieg ons onsself. Die waarheid is nie in ons. Tweede waarskuwing. As ek en jy te min speeltyd het, onsself te min meet en weeg aan die woord van die Here, dan kan ek en jy op 'n punt kom wat ons onsself begin bedrieg. Wat is die mees natuurlikste menslike element? Ek verdedig myself, ek regverdig myself en ek verontskuldig myself. Dis deel van elke mens se DNA aan die vleeslike kant, waarteen ons moet waak. In elke situasie is dit my eerste reaksie om myself te verdedig, myself te verontskuldig. As ek in gesprek met die Here tree, moet ek sê, hier is ek, dis wie ek is. En met die Here kan ek nie onderhandel vir versagtende omstandighede. Maar jy ken nie my vrou nie, maar jy ken nie die situasie nie, Here. En dan vers 9. Julle, ek hoop ons is nou nie weer daar nie. Vers 9. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, hy vergewe ons sondig en reinig ons van alle ongeregtigheid. Die vergifnisgedeelte is dit wat aan die kruis gebeur het. Die vergifnisgedeelte is, hy neem dit van ons weg. Die reiniging gedeelte is, hy maak ons skoon. As ons 'n metafoor wil gebruik, ek gaan staan voor hom met 'n vuil kleed. As ek wegstap, is daar die kleed gewas. Hy skoon. Die vlek is verwyder. Vergifnis gaan oor skuld, reiniging gaan oor die smet, die vuilheid van skuld. Vergifnis gaan oor wat God alleen kan doen aan die kruis. Reiniging sien ek in my eie lewe. Reiniging vind plaas deur sy Gees. Ek word innerlik vernuwe. Ek word innerlik verander. Ek word innerlik geheilig. Elke ding wat my tot struikeling bring, Romeine 8, sal God en goeie laat meewerk, word iets waarmee hy bou aan my en jou heiligmaking. Wat is verlossing dan? Verlossing is waar God my en jou regverdig kom verklaar voor hom. Verlossing is waar hy ook, as God, my en jou opnuut kom heilig, vernuwe, verander. Vat Paulus wie hy was, vat Paulus wat hy geword het. Vat Petrus in sy diepste gat, nadat hy besef het, homself aan die spieël gemeet het, ek het my verlosser en saligmaker 3 keer verloon, sy bestaan ontken in die openbaar. Maar God het hom herstel. God het hom innerlik vernuwe, gereinig. Aan die een kant is dit skuld en vergifnis, aan die ander kant reiniging en vernuwing. Kom ons probeer dit saamvat. Vergifnis, skuld wegneem.
God hou dit nie meer teen my nie. En dis die slegte deel, dat ek en jy weggaan uit daardie gesprek, om net terug te keer en te sê, Here, maar ek wil weer vra, as dit kom by dit en dit, wil U my nie net weer vergewe nie. As hy dit afhandel, is dit afgehandel. Maar as ek en jy wat dikwels die keuse maak, om die skuld saam te dra. En sodra ek en jy skuld saam dra, dra ons die smet, die vuilheid saam. En die smet en vuilheid maak, dat ek en jy nie dit wat ons vir hom kan doen, waar ons in die lig kan leef, volkome kan doen nie. Vergifnis gaan oor my regstatus. Ek word 'n vrygespreekte. Onthou, een van die ander meesterstrategieë van ons vyand is om 'n aanklaer te wees. En baie keer vind 'n aanklag in my en jou gedagtewêreld. Onthou jy wie jy is? Onthou jy wat jy gedoen het? Glo jy regtig dat die Here dit kan vergewe? My status voor hom word herstel. Die skuldbewys word weggegooi. Ek kan met sekerheid leef dat daardie skuld nie meer teen my gehou word. Ek dink die hartseer is. Dis vir ons moeilik om dit te aanvaar, want God is in 'n dimensie wat ons nie om 1-tot-1 in gesprek kan konfronteer nie. Die realiteit van wat met my en jou in die lewe gebeur, is die teendeel. En dit maak dat hierdie vir my en jou moeilik word om te begryp. Ek en jy kan in die wêreld waar dit gaan tussen my en 'n ander persoon om vergifnis vra en die vergifnis word gegee. Maar die skuldbrief word nie opgeskeur. Tot die volgende konflik. Dan word daai skuldbrief weer op die tafel gesit. Tot die volgende konflik. As ek en jy vasgevang is in so 'n patroon, dan word dit moeilik om vir myself te sê, maar onthou, God werk anders. Dis die enigste realiteit waarin ek leef, wat 'n werklikheid is. Dan kom ons by die reiniging, skoonmaak van daardie vlek en die gevolge daarvan. Dis 'n innerlike proses, sy gees, ek word geheilig, ek word vernuwe, die vuil kleed is gewas, my lewe word nuut en skoon, ek kan met reinheid en vryheid leef. Weereens, die vergelyking met die wêreld. Ja, ek vergewe jou, maar jy sal nooit weer. Ja, ek vergewe jou, maar jy kom nie. Daardie debat. Vergifnis in menslike terme is dikwels voorwaardelik. En ek vergewe die daad, maar die vuilheid sal altyd aan jou kleef. Dis baie keer, en is 'n ander debat wat ek nie vandag wil voer nie, maar vir iemand wat uit die gevangenis ontslaan word, wat sê, die skuld het ek gedra, wat ek moes doen om die skuldbrief van die wêreld op te skeer, is nou opgeskeer. Maar nou is die realiteit voor my. Die smet, die vuilheid van die daad wat ek gepleeg het, is 'n kleed wat ek dra, en dis al wat almal raak sien, en ek word slegs so hanteer. Wat 'n genade dat my en jou Here ons nie so hanteer nie. En as 'n ou die twee saam wil lees, hy is getrou en regverdig, hy sal my vergewe en reinig. God neem in 'n enkele oomblik skuld en vuilheid weg. Dis wat ons noem volmaakte verlossing, om geregverdig voor hom te staan, maar ook geheilig. Daardie lig wat God is, waarin ek en jy wandel, het beide skuld en vlek verdryf. En ek dink ons neem baie keer daai las op onsself om te sê, dis my verantwoordelikheid om my skuld weg te leef. Dis my verantwoordelikheid om die vlek, die vuilheid weg te leef. Wat sê in Johannes 1 vers 9? Hy neem dit weg. Dis my verantwoordelikheid om as vrygespreekte te gaan leef. Dis my verantwoordelikheid
om as skoon gewaste te gaan leef. As ek kies om die kleed weer aan te trek, nadat hy dit verwyder en gereinig het. As ek kies vir die vuil kleed, is dit op my. 1 Johannes 1 vers 9 sê ek en jy is nie net vergewe nie, maar ons is ook vernuwe en ook geheilig. So kom ons sê vanoggend, wanneer laas het ek en jy, ek sluit myself daarbey in, met vrymoedigheid. Die Here se woord voor ons oopgemaak oor 'n bepaalde faset van my en jou lewe. Hy gesê, Here, ek is hier, ek wil myself spieël in die woord. Ek wil myself meet aan die woord. Ek wil nie net vanoggend, vanaand, wanneer ook al, 'n goedkoop gebedjie kom bid om te sê, Here, vergewe my vir wat ek gedoen het en aangaan met my lewe. Ek wil 1 Johannes 1 vers 9 vat en ek wil sê, wat sê die woord? Waar het ek buite sy lig begin wandel as dit kom by hierdie faset wat ek vanoggend voor hom wil bring, wat ek wil bely? En wat sê sy woord? Hoe kom ek terug in die lig? Hoe verander ek my gedrag? Dat daardie heiligheid wat hy my gee, dat dit in hierdie wêreld gestalte vind. En as ek dit verstaan en dit begryp, om dan te sê, Here, maar hier is ek. En volgens die woord is dit waar ek gefaal het. En Here, volgens die woord is dit waar ek wil wees. Vergewe my. Maar as U my vernuwe, verander my denke, dat ek dit en dit en dit begin doen en begin leef. Hoe doen 'n mens dit prakties? Ek dink die belangrikste is, maak dit deel van jou daaglikse geloofsritme. Of dit in die oggend is, of dit in die aand is, of dit in die dag is waar jy iewers tyd het om in rus te gaan voor hom. En daardie eerlikheid, daardie spesifiekheid wat gepaard gaan met 'n opregte bely. Tweede ding, staak die selfregverdiging. Baie van dit wat ek en jy doen en sê, kom nooit in 'n gebed na vore waar ons sê, Here, hier staan ek skuldig. As ek my spieël aan die woord, ek en jy spieël ons aan die wêreld en norme en. En ons sê vir onsself, maar weet jy, dit wat ek gedoen het, gegee die konteks, die tyd waarin ons leef, dis eintlik nie so sleg nie. En dit kom af van my lysie. Here, ek staan voor U en ek moet my verootmoedig en sê, ek is skuldig as ek dit gaan meet aan die spieël van U woord. Derdens, pas hierdie ritme toe op die hede en die verlede. In my voorbereiding was dit 'n interessante ding wat ek in my eie lewe besef het. Ons is gewoond en gemaklik om te hou by die dag. Here, ek het hierdie week, Here, ek het vandag, Here, dit waarmee ek besig is. Maar ek self gaan nooit terug en kyk of daar dinge is wat dalk nie afgehandel is. Dinge wat, om watter rede ook al, onder die mat ingeskuif is nie. Daar is tentakels. Daar's dinge wat in my kinderdae dalk gebeur het, waar ek in situasies was. En daardie tentakels is nog steeds besig om deel te vorm van my lewe. Baie keer dra ek 'n minderwaardigheid. Ek is nie goed genoeg nie. En as gevolg van die leuen wat die Satan op 'n bepaalde tyd in my lewe gebring het deur 'n persoon wat dit waaragtig nie so bedoel het nie. Iemand wat vir my iets gesê het wat my identiteit begin bepaal het, wat totaal buite die lig van God is, maar wat ek my eie gemaak het. Om daardie tentakels te kry, moet ek ook sê, Here,
vergewe my dat ek vir soveel jare geglo het. Byvoorbeeld, ek is minderwaardig, ek is nie goed genoeg nie. Ek is nie goed genoeg om vir u iets te doen. Vierdens, stop die vyand in sy spore. Ja, hy kla ons aan weer en weer. Ek ervaar, die Here het my vrygemaak. Ek ervaar in die oombliks, sy Gees werk met my, ek kan ervaar, hy herstel my. Maar ja, 'n week later weer hierdie stemmetjie. Maar jy is wie jy is. Die jakkals verander nie van streke nie. Die oomblik, as die vyand homself openbaar, het ek en jy vanoggend die kragtigste middel ontvang om dit mee te antwoord. Ek bid 1 Johannes 1 vers 9 nou af oor hierdie gedagte. Hierdie saak is afgehandel. Ek is nie net vergewe nie. My geregtigheid is herstel, ek is gereinig. My vlek, my skaamte is reeds verwyder. Vervang die aanklag met 1 Johannes 1 vers 9. 'n laaste faset wat mens prakties kan beoefen. Leef as gereinigde, leef as skoon gewaste. Dikwels struikel die proses van reiniging by my en jou, omdat ek en jy voel ons is nie waardig. Ek verdien dit nie. Ons is reg, ons verdien niks daarvan nie. Het gaan nie oor verdienste. Het gaan oor genade. Het gaan oor God wat God is en ek en jy wat sy kind is. Kom ek maak 'n keuse om die foutleed agter te laat. Vergewe is my stand voor God. Rein is die vryheid wat ek ontvang en ervaar in my hart, my denke, my wese. En dit gee vrede. Kom ons lees dit net weer. Vergifnis, om vergewe te word, gaan oor my stand voor God. Reiniging gaan oor die vryheid wat ek ontvang. En daardie opsig maak vergifnis my vry. Dit herstel my. En dit ervaar ek in my denke, my wese. En wat is die gevolg daarvan? Vrede. Ek wil afsluit. Ek weet nie wat in jou verwysingsraamwerk gevestig is oor jare oor belydenis nie. As jy 1 Johannes 1 vers 9 lees, dat ek en jy ons sondes voor hom moet bely, weet ek nie wat is die inhoud wat in jou gedagte wêreld vorm. Maar kom ons sê dit, om te bely is nie om God in te lig van wat ek gedoen het nie. Hy weet dit reeds. Ek kan niks vir hom enigstens wegsteek nie. Dis waarom ek moet staak om myself te verdedig. Hy ken die waarheid. So as ek nou weer sê ek wil my sondes voor God bely, dis nie om hom in kennis te stel nie. Dit weet hy reeds. Bely is om myself in die lig te plaas waar sy bloed my kan skoon was. En dis baie prakties. As 'n ou by 'n kar was stop. As ek al buite staan, ek is by die kar was, kan hom vat, my kar kom nie skoon nie. As ek my kar inry, word hy skoon. En dis om my sonde te bely. Ek plaas myself in die dampkring waar God werk, waar hy vergewe en skoon maak. 'n laaste gedagte, 1 Johannes 1 vers 9, is nie 'n gedeelte om my en jou primêr te laat skuldig voel nie. 1 Johannes 1 vers 9 is 'n gedeelte om my primêr waarlik vry te maak. Want wanneer is ek vry? Wanneer ek vergewe en gereinig is. Dis wat die Here kom sê in 1 Johannes 1 vers 9.
En jy lees dit in die konteks van vers 5 tot en met 10. Dit gaan oor sy lig, om te lewe in sy lig. En as ek uitbeweeg uit sy lig, om my in die dampkring van sy lig te kry, waar hy werksaam is, waar hy my vergewe, reinig, skoon was. Hemelse Vader, ons kan nie vanoggend ook die regverdige noem, die verlosser noem. En ons elkeen het vanoggend 'n behoefte om te sê, Here, ons wil in die lig kom staan. Ons wil nie langer wegkruip nie. Ons wil nie langer voorgee nie. Ja, ons wil vashou, Here, aan die woord as U sê, my kind, as jy jou sondes bely, ek is getrou, ek is regverdig. Ek sal jou vergewe en ek sal jou reinig van alle ongeregtigheid. Hier is ek, Here, vanoggend. En ek vra, sien my gebrokenheid raak. Hoor my, Here, as ek vanoggend sê, ek wil my sonde bely. Ja, Here, ek wil ook die bitterheid, wat ek saamdra, die tentakel van bitterheid, wil ek vanoggend kom bely. Die leuns wat ek glo, sedert my kinderdae, Here, wil ek vanoggend kom bely. Die kere, Here, wat ek U liefde probeer verdien het, soms om iets wat ek oor bitter spyt is te probeer wegleef, wil ek kom bely. Ja, Here, die vrese wat ek dra, wat U almag, U hand van voorsiening in my lewe minag, wil ek kom bely. Here, ek wil ook dankie sê. Dankie dat ek nie perfek hoef te wees vir U nie. U het my lief. Maar U vra dat ek opreg en eerlik sal wees. Here, dankie dat U getrou is. Dat Jesus klaar vir my betaal het. Ja, Here, dat dit 'n afgehandelde saak is dat sy bloed vir my gevloei het. Here, kom verander vanoggend my gedagtes oor myself, oor U, oor genade, oor vergifnis, oor reiniging, oor heiligmaking. Reinig my, Here. Was die skaam, die vuil uit my gedagtes, my wese. Trek die wortels, Here, van minderwaardigheid, van nie goed genoeg nie, uit my hart uit, my wese, my denke. Here, ek wil vanoggend die vreugde wat die vyand van my kom steel het, wil ek kom terugeis. Ek wil word, Here, wie ek reeds is, skoon gewas, geheilig. Here, ek wil nie verder die aanklag van die vyand my laat bind, tronk om my laat vorm nie. Ek wil nie meer sy fluisterstem hoor, as hy sê, onthou jy? Ek wil eerder vir hom sê, onthou jy Golgotha? Dis wat ek onthou. Heilige Gees, dankie vir die voorreg dat ek nie alleen daagliks my voor U hoef te verootmoedig nie, maar dat waar my woorde tekort skiet, die Gees vir my sal bid. Ja, Here, stel my in staat om in die lig te leef, skoon te leef, geheilig te leef. Here, mag die vreugde terugkom, mag die lag terugkom wat ek verloor het langs die pad. Gee my weer 'n skoon hart, Here, wat met vrymoedigheid kan sing. Dankie, Here, dat ek nie my foute is nie. Nee, ek is U kind. Dankie, Here, vir vergifnis, vir reiniging, vir genade, onverdien, onbeskryflik groot. Amen.